Môre julle. Dit is so lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier en julle luister na Tussen Koffie en Genade saam met Lisel van Sail en ons is bietjie besig om te praat oor blom in gesonde verhoudings. So laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor hoe om met mense te werk en te wen en wat se inspraak jy kan hê in ander mense se lewens. En vanoggend het ek 'n gasie by my, Amelia Botha, sy kuier vanoggend 'n bietjie hier saam met my. Goeiemôre en dankie vir die uitnodiging. Altyd lekker om jou te sien. Ag, Jesusie. En ek en Amelia gaan so lekker gesels en ons gaan 'n bietjie praat van hoe om met moeilike mense te werk. En ons gaan oor onderwerpe praat soos jaloesie en hoogmoed en wanneer mense judgmental is en ek dink dis nogal 'n belangrike onderwerp om bietjie oor te gesels en bietjie ondersoek oor in te stel. Want elkeen van ons wil graag blom in gesonde verhoudings. So ek wil net vra dat jy vanoggend ook net die Here sal toelaat om genesing te bring en ook vir jou antwoorde te gee as jy miskien seer gekry het in verhoudings. So ons gaan nou weer terugkom, gaan kry vir jou 'n koppie koffie, bel jou vriendinne en almal wat jy dink moet in 'n skakel vanoggend en dan gaan ons nou weer terugkom en wat ons 'n bietjie saam gaan kuier. Welkom terug julle. Julle kuier vanoggend saam met Lisel van Sail hier by Tussen Koffie en Genade en ek het 'n gas hierso by my, Amelia, en ons gaan 'n bietjie praat oor sekere onderwerpe vanoggend. So die eerste ding wat ons 'n bietjie gaan praat is oor hoogmoed. Want die groot ding as mens gesonde verhoudings wil hê, is daar sekere beginsels wat mens moet volg en sekere dinge wat mens moet verstaan. En die Bybel sê duidelik vir ons moenie meer dink van onsself as wat ons veronderstel om van onsself te dink nie. So Amelia, vertel ons 'n bietjie oor hoogmoed. Hoe sal jy sê wat is hoogmoed? Weet jy wat nee? Ek het dit op 'n stadium gehad. Kom ek vir jou sê. En dit is een van die goed wat jou regtig weghou van die Here. Ja. Hoogmoed is 'n vorm van trots wat oorgaan in arrogansie, wat baie sleg is. En dit is wanneer iemand hulle self hoër ag as ander of selfs bo God plaas. Dis 'n hartshouding van selfverheffing, selfgeregtigheid en regtig om ander mense te minag vir wie hulle regtig is. En in die Bybel word hoogmoed beskou ook as een van die mees gevaarlikste sondes, want dit lei tot val en skeiding van God se wil. So hoogmoed is 'n bitter gevaarlike plek om te wees. En wanneer jy hoogmoed het, besef jy dit nie altyd nie. Dis so waar wat jy sê, want weet jy wat nie? Ek het nou agtergekom, hoogmoed verblind jou, dat jy nie jou eie hoogmoed kan sien nie. Want dis die ding van self-awareness, om aware te wees en conscious te wees, kan ek sê, van wat jou foute is. En wat sal jy sê is ook nog, maar dit is baie gevaarlik as jy nie jou eie foute kan raak sien nie. Jy kan nie, want daai hoogmoed wat jy dan beleef, nê, het kenmerke. En daai kenmerke kan jy dadelik in iemand identifiseer, want ek kan, omdat ek ook met dit gesit het. So ek sê altyd wanneer ek bedien, ek kan net praat oor wat ek self deur is. En jy moet verstaan, jy weier om korreksie van ander te ontvang. Dis 'n groot eina een daai. Jy voel slimmer, jy weet beter. En dan die ergste in vir mense wat in bediening is. Hulle is meer geesteliker as ander. En die een wat vir my baie hartseer is, nê, is jy soek die eer vir jouself, eerder as om God te verheerlik. Dis 'n baie hartseer een daai. En ek sien dit by soveel, en ek weet ek kan lekker oop en eerlik met jou praat, want omdat ek voltyds in die bediening is ook, sien ek dit by baie gemeentes en pastore, en ek praat dit glad nie sleg nie, maar hulle besef nie, dat die eer gaan tog na God toe. Presies. En besigheidsmanne ook, en mense wat voel hulle het arrive. En dan besef ek, weet jy wat, uit dit uit, lei eintlik ondankbaarheid. Nee? Wat vir my... Jog, dis waar. Yes, weet jy, dit is vir my 'n baie eina enetjie daai, hoor. En ook, wanneer daar trots is, kan daar nie ook regtig liefde wees nie.
nee? Nee, daar kan nie. Want dit is conditional love, kan ek dan sê. Daar is miskien liefde, maar daar's altyd 'n price tag aan. En dit is hoekom daar altyd as jy in verhouding staan met iemand en daar's erns pride, dan gaan daar altyd een of ander konflik of iets wees, want ek dink die liefde is nie noodwendig altyd opreg dan nie. Nee, ek dink ook nie so nie, want so 'n persoon wat met trots sit, in hoogmoed sit, neem maklik aanstoot. En dan gaan hulle oor in daai selfverdediging in. En dan is dit moeilik om die skuld te herken of selfs om verskoning te vra. Net so. Jette, daai ding van om verskoning vra, nee, is 'n ander enetjie daai, hoor, glo, want die blindheid is absoluut daar. Daar sê. Weet jy, as ek nou dink aan ons familie ook, nee, en ek moet nogal sê, ons het nogal baie trots in ons familie, nee, en ons almal is bewus, en dis nie eers dat ek kan oor praat, want almal in ons familie praat daaroor, ons sê ons Pretoria is baie hardkoppig en ons baie trots, nee, maar die ander ding was ook, en dis so waar wat jy sê, want dis een ding, en as ek nou dink, in my kinderdae, was dit vir my verskriklik moeilik om, ek is verkeerd, of om jammer te sê. Dis of altyd as iets in jou jy wil beklei tot die dood. Maar die dag toe jy nou ontdek het om dit te kan sê, okay, ek is jammer, dan besef jy eintlik hoe dit jou vasvang eintlik. Ja, ek dink jy besef hoe jette, nou my mooi woorde kies hier. Jy besef eintlik hoe kan 'n mens sê stupid was jy en dom was jy en glo dat jy regtig deur daai goed is. En 'n mens besef dit nie tot jy regtig tot inkeer kom in jouself om te besef wat se foute jy gemaak het. Maar weet jy, dis 'n moeilike een om te stap as jy met soveel hoogmoed sit om tot daar te kom. Dit is rarig, dit is, en 'n mens sien dit vandag in kerke ook, waar geestelike leiers hulle posisie of kennis gebruik om ander mense af te kraak. Veral mense wat sterk geestelik is, om te sê, weet jy wat nie, daai ander pastoortjie weet nie eintlik wat hy van praat nie, hy het nie regtig die revelation wat ek het nie, en weet jy wat sê ek altyd, nee, dit maak vir my moeg, heeltemal, ek sê altyd, ek wil woord bedien, en ek glo jy ook, dat my kinders moet daarna kan luister en het verstaan, dit moet nie vir hulle so revelation wees, laat dit vir hulle so, laat hulle nie kan verstaan nie, want ek is maar 'n prentjie mens, so verduidelik vir my iets in 'n prentjie, dan verstaan ek hom, so, en die belangrikste vir my is, in jette, dis een van die goed wat ons gaan moet besef vir die tye wat kom, is dat wanneer jy woord hoor, dat dit jou moet verander. Jy kan nie dieselfde uitstap nie, en luisteraars, hoor baie mooi vir my vanoggend. Hierdie woord wat ons bedien vanoggend, moet jou verander. Anders het ons nie ons doel gedoen vanoggend nie. Ons moet verander na hierdie woord vanoggend. Ek weet jy, dit wat jy nou, ek so bly jy praat oor dit, want kyk, jy kry trots, en dan kry jy nou geestelike trots. En dit is vir my amper meer gevaarlik, omdat, want in die kerk is jy veronderstel om veilig te voel. In die kerk is jy veronderstel om goddelikheid te voel. Jy is veronderstel om daai brotherly love, en daai unity, en die mooi, nee? En dan kry jy nou regtig hierdie religious gees, wat nie, absoluut, ek is, en weet jy wat, nou jy praat van die fariseërs, in die Bybel ewen, nee, die priester, wat daai tyd die een was wat die spreekbuis moes wees van die Here, was so vol van en hulle daar rondgeloop, en hulle was die wat vir Jesus gejudge het en gedink het, hulle is beter as hy, maar weet jy, nou is dit ook wat ons nou by uitkom, want dit was die eerste sonde, dit is hoekom dit so vieslik is, want dit kom van die eerste sonde, waar Lucifer al daai ding ingebring het, nie, en ek dink dis hoekom het hy so, en daar's soveel dinge wat met dit uitgaan, hy is al amper die saadjie wat die res eintlik versprei, kan ek sê. En dis waar die afguns inkom, en die offense, en die bickering, en dan daai eie sinnigheid, die selfsug, maar dit kom eintlik oorspronklik van ek is beter. En dis hoekom trots en die val gaan altyd hand aan hand.
Jy kan dit nie skei nie. Nee. Jy kan dit nie skei nie, want dit is regtig die waarheid en dis hartseer want kan jy imagine, ek vinnig 'n prentjie skilder vir ons. Yes. Kan jy net jouself voorstel jy is in die troon en hier is God in sy almag, sy heerlikheid en die engele staan voor hom en hulle sê heilig, heilig. Besef jy elke keer as hulle opkom dan sien hulle 'n nuwe dimensie van die almag van hemel en aarde wat hulle nog nooit gesien het nie. En dan kom hulle op en sê hulle heilig, heilig. Dis almekaar. En Lucifer kom en hy maak die grootste fout van sy lewe. En hy raak jaloers omdat almal God so aanbid en die jaloesie kom in en dan kom die skindery in. Weet jy wat nee, en daai rebellie kom in, maar hoekom? Ek soek dit ook. Want ek weet hy was om die troon van God. Want hy het die musiek gehad en tog kon hy net nie dit. Ek weet nie of dit verkeerd is om dit te sê vir God dit gen nie. Daar's hy. En daai en dit kom terug tot wat jy nou gesê het van dankbaarheid. Ja, Hy was nie dankbaar vir dit wat hy gehad het nie. Hy het by die troon en ons sit hier so en ons almal sê, kan ons net 'n glimps kry van God en sy glorie. Yes. En ek weet ons slaat almal mors dood neer. Ek sal hardloop 10-1. Nie weet wat dit is nie, maar bederf uit die boeke uit. Yes. En dit was nie vir hom goed genoeg nie. En dis wat Spreuke vir ons sê en ek lees dit vir ons weer in die Amplify. Spreuke 16, nê, vers 18 tot 19 sê vir ons: Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Better is it to be of a humble spirit with the meek and the poor than to divide your spoils with the proud. Oeg, en weet jy, as mens nou kan praat van trots, is dit in vandag se kultuur. Kyk, dit is oral, nee, en daai wil jy nie vir ons 'n bietjie vertel van daai hele ding van lovers of themselves wat hulle sê in vandag se lewe nie. Lovers of themselves. Weet jy kry dit oralste. As jy sosiale media oopmaak, nê? Eerste wat jy kry is mense gaan dink ek is heeltemal teen die kerk hierso. Maar dis 'n voorbeeld wat ek wil kry in die geestelike aspek van mense wat geestelik is, wat veronderstel is om regtig die voorbeeld en Jesus op aarde, daai selfverheerliking, daai verryking is, as jy sien, een wys die spiere en die ander een kyk hoeveel gewig het ons verloor en die ander een sê, weet jy wat, nee, ek lyk nou so, lyk ek nie goed nie. En uit dit uit kry jou verhouding met God seer, want jou liggaam word 'n idol. En dan kom daai arrogantheid weer in om te sê, weet jy, ek lyk anderste, ek voel anderste, en dan kom daai valsheid in. Daai valsheid kom in en dit maak my kla, hoor. Jy's uiterlik so heilig, maar innerlik is jy eintlik vol oordeel. Want jy oordeel mense wat dit nie reg kry om maar te kan word nie. Jy oordeel mense wat nie in 'n gym boer nie. Jy oordeel mense wat nie op jou vlak is nie. En jy maak mense bitter seer. En weet jy, dit kom weer terug oor wat ek so rukkie ook terug gepraat het van, maak nie saak hoe belangrik jy is, hoe mooi jy is en hoe ryk jy is nie, as jy nie die karakter het nie, as jy nie met mense kan werk nie. En dis ook weer eens, dis so fyn balans, want aan die een kant wil mense worship, en aan die ander kant voel mens nie, jy moet nou weer net, moet nou nie te veel van jouself dink, maar mens moet daai balans hê. Maar as daar nou een ding is wat die vyand gebruik, is hy stel vir jou lokval, nê? En ek dink een van die mees verslaafste, ek weet ook nie eers hoe om dit te beskryf nie, die intoxicating ding wat jy in die lewe kan kry, is aanvaarding en roem en populariteit, nê? En ek dink dis waaroor dit gaan. Dis omdat in ons vorige generasie het mense so gesukkel met hulle lae selfbeeld en dis of mense nou half oorgaan na weer aan hierdie kant toe. Nou word almal weer ge-over-exaggerate en dan kom nou ding wat ek sê ook vanoggend vir my dogtertjie. Ek sê Sissa, want sy sing so, en ek sê toe vir Sissa, jy moet nou al besef dat roem
'n ongelooflike moeilike ding is om te staan. Baie. Want as jy eers daai vrug geëet het, dan is dit so moeilik om dit te laat gaan. Want mens wil half in jou natuur, dis jou default setting, amper kan ek sê. Dit is dis die core of people, omdat die aanvaarding ding is, nie? Maar nou kom die duiwel en hy verdraai hom. Ja, en weet jy wat, nee? Ek wil dit noem, luisteraars, ons mammas, nee, moet regtig 'n balans kry met ons kindertjies, veral ons dogtertjies. En ja, julle kan met my praat oor kindertjies. En ek wil vir jou sê, ek het 7 kinders. Jy het ondervinding. So ek het ondervinding waarvan ek praat. Ja. Maar weet jy wat, wanneer mense hulle lewens, liggame, kinders of suksesse verhef om erkenning en bewondering te kry. En ons as mammas, né, moet ophou om ons kinders so te boost, laat hulle in klein brats verander. Och, dis waar. Want ek gebruik die woord, né, want in vandag se lewe wat ons lewe, sien ek al hoe meer dat kinders nie eers maniere het nie. Ja. 'n Kind het nie net die kinders vandag van hulle het nie maniere nie. Jy loop by 'n deur en hierdie tiener stamp vir jou uit die pad uit. Hy het nie 'n saak met jou nie. Hy gryp goed hier voor jou neer. Die ander gultjie staan jou aankyk, gryp die sak want sy's nou haastig. Want jy's mos nou of oud of jy's nie haar tipe nie. En weet jy wat? Ons mammas moet pas op dat ons nie brats groot maak nie. Want dit bly nie net by 'n brat nie. Daai kind leer dan uit mamma wat so selfverheffing doen, mamma en pappa wat sê, weet jy wat, jy's beter as daai man, tree anders op, dra hierdie klere, laat jy net beter lyk, en jy maak van hulle narciste. Och, dis waar. Jy maak van hulle kinders wat hulle nie wil weet nie. En weet jy wat, hoekom dink ek ons ma's en pa's doen dit? Want ons voel skuldig, omdat ons nie meer saam kinders in die reën speel nie. Omdat ons nie meer kinders op uitstappies vat nie. Omdat ons nie meer aandag aan ons kinders gee op 'n old school manier nie. Ja. En dit is waar ons as ouers ook daai verantwoordelikheid moet neem vandag. Nie môre nie, mamma, pappa. Vandag om iets te doen daaraan. Om ons kinders te help om in daai liefde van Jesus en in daai sagtheid van kind wees nog steeds te om maniere te kry in Jesus naam. Nee, rarig, hoor. Praat om profeet. Nee, die kinders moet maniere kry, hoor. Kan ek julle ietsie vertel? Het ons nou tyd om iets te share? Ja, daai kind van my in die wiskundeklas nou die dag. Ek praat van my kinders, dan hoef ek nie van julle kinders te praat nie. Julle, hy was so stout, hy en 'n maatjie in die wiskundeklas. Nou het hulle ekstra wiskundeklas, die hele skool se graad het wiskunde ekstra klasse, en hulle twee dink mos nou ekstra wiskunde klasse is mos nou nie eintlik vir hulle nie, jy weet. Dis vir die ander kinders, maar nie vir hulle nie. En daai middag kry ek 'n WhatsAppie van die onderwyser wat sê, jy was so 2 culprits hierso. En ek wil asseblief die ouers sien, as jy hierdie boodskapie gekry het, is jou kind een van hulle. Jette. En Henny gaan toe nou skool toe die volgende dag. En hierdie meneer is nog baie old school. Ek love dit. En al wat Henny hom vra is, meneer, waar moet ek teken om sy boude aan die brand te slaan? En weet jy, is vir my so hartseer. Ja, meneer, ons mag nie eers aan kinders pak gee nie. Man, nou vertel ek vir my kinders, pappa het en oupa het 2 of 3 onderbroeke aangetrek en nog 'n velletjie gesit as hulle weet hulle kry pak by die hoof. Dit word net nie meer gedoen vandag nie. Daar is nie dissipline nie. Daar is kinders daar buite wat nie eers weet wat is dit regtig wanneer 'n ma en pa nee sê nie. En hulle sal stry en weet jy wat doen ons? Ons gee in. En die oomblik as jy ingee, is dit verby. Ons is gehoorsame ouers. Baie, jette. Maar nie meer gehoorsame kinders nie. En die ding is ook, weet jy wat, en ouers kom dit nie agter nie, want hulle dink hulle doen goed. Ja. Hulle dink ek gee vir my kind liefde,
Maar omdat daar nie dissipline saam met die liefde is nie, dan is dit eintlik enabling. Dit is so. En weet jy wat so hartseer, dit wat jy nou praat, dit is nie eers wêreldse kinders se ouers wat ons nou praat nie. Ek praat van geestelike Dis mamas en geestelike papas. mamas en papas wat regtig dink jy nou ek leer my kind liefde, maar ek dink dit kom ook oor 'n ding van mens wil oorbeskerm, nie? En dan dink mens ek het miskien 'n lae selfbeeld gehad op skool en nou wil ek nie hê my kind moet ook 'n lae selfbeeld hê. Nou over boost ek haar, vertel hoe oulik is. O, jy's net die oulikste. En dis nou net wat jy nou sê, nie? Ja. En dan op die ou ende dan is ons besig om die hele tyd die persoon te boost en dan nooit te vertel jy is eintlik totaal en al afhanklik van die Here. Kan ons moet ons sterkte van die Here en ons vergeet dit want ons want die kultuur skree dit vir ons. Die kultuur is you are worth it. Jy het wat jy weet in motivering en dit is my so interessant toe jy nou praat van die social media dan kry jy nou al hierdie influencers, nee. Jette. Wat al hierdie raad vir jou gee en dan op die ou en hulle kan amper nie hulle self help nie. Nou wil hulle vir jou raad gee. Want as jy, weet jy wat, en as jy nie eers gesterf het nie, dan kan jy eintlik nog nie iets gee nie, want dis wanneer jy doodgaan, wanneer jy eintlik tot lewe kom en dit is nou maar God's kingdom upside down. Ek wil gou vir ons 'n skrif lees en dan wil ek met jou oor iets anders ook praat. 1 Petrus 5. En ek wil so van vers 5 af lees tot so vers 6 en die ene verduidelik dit. Dis 'n lang stukkie, maar ek gaan nou net so in die middel van 1 Petrus 5 vers 5 lees wat sê: Clothe yourself, all of you, with humility, as a garb of a servant, so that it covers cannot possibly be stripped from you, with freedom from pride and arrogance, towards one another. En dis die eerste ding wat hy praat van, ons moet ons pride af lê en daai nederigheid aantrek. En dan sê hy, for God sets himself against the proud, the insolent, the overbearing, the disdainful, and the boastful, and die nou ek love hierdie stuk. Hy sê in die Amplify, and die opposed, frustrated and defeat them, but give grace and blessing and favor for the humble. Therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own esteem under the mighty hand of God, that in due time he will exalt you. Dis baie mooi. En weet jy, daai skrif elke keer, en dis hoekom wat jy nou ook gesê het, almal van ons het maar pride in ons lewe een of ander tyd, en dan konfronteer die Here jou daarmee, want die rede daaroor is omdat ons soek na ons identiteit. Dit is so, en weet jy wat, identiteit is ook een van die goed wat ons verloor het langs die pad iewerste. Ja. Ons het dit verloor, want, en ek moet vir jou sê, die kerke moes ons meer geleer het van ons identiteit. Yes. En dit is hoekom ons tot die kerk is vandag identiteitsloos. En nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld. Want kyk, as ons identiteit geken het in Christus, sou dit nie so gegaan het in die wêreld nie. Dit sou nie. En dit is vir my bitter hartseer. En hierdie jaar het ek ook met 'n reeks begin oor identiteit. Kan ons so 'n minuut praat oor identiteit? Ja, jy het nog so 'n rukkie. Asseblief, kom ons praat 'n bietjie daaroor. As ek eers begin praat, dan kan ek nie ophou nie. Weet jy, identiteit is een van die goed wat my laat besef het, hoe meer jy jou identiteit verstaan in Christus, hoe meer autoriteit word aan jou toegeken. Dis so waar. En hoe meer het jy nie 'n saak wat mense eintlik van jou dink nie. Want jy loop in Christus. Yes. En jy weet wie jy is. En dan kom die Heilige Gees as jy foute gemaak het en hy sê, kyk, die Heilige Gees sorteer vir my vinnig uit. Kyk, ek het nou al geleer, jy van daai ene, maar dit het gebeur toe ek besef het wie is ek in Christus. Ja. En toe ek dit besef ek die verantwoordelikheid en die wat daarmee saamgaan is, hy vertrou jou met daai identiteit. En die vyand, kan ek vir julle sê, luisteraars, het geen mag, gesag en autoriteit oor jou nie. Amen. Hy het nie, want hy is eintlik maar identiteitsloos. Hy's uitgevoeder uit van bo af en met 'n slagaarde toe gekom. Kyk, sy trots het vir hom laat verander in 'n val, hoor. En hy het nie identiteit nie, want
Want Jesus het afgekom en hy's deur 'n baarmoeder gebore. En die vyand is nooit deur 'n baarmoeder gebore nie. So hy het nie identiteit nie. En ons wat gebore is, want hy sê ek het jou geken van voor jy in die moederskoot gekom het en jy's myne. So God het daai eiertjie en daai spermpie saamgevoeg vir jou om 'n identiteit te kry en dan jou identiteit in God te vind. En die vyand, ouens, het nie 'n ID boekie nie. Amen. Hy het nie 'n DNA nie. Hy het niks nie. So wanneer hy kom en twak by jou, dan sê jy vir hom, jy het nie 'n ID boekie nie. Ek is in Christus. Ja. En weet jy wat, dis nou so waar wat jy sê, want die ding is, hy probeer ons fokus steel. Baie. Want die oomblik as jy 'n kind van die Here is, dan dink hy, okay, nou hoe gaan ek jou nou kan weglei, nê? Hy wil die heeltyd, hy wil die woord steel, hy wil die waarheid steel, hy wil ons identiteit verdraai en hy wil ons beeld kom twist, kan ek sê. Want alles wat hy doen twist hy mos nou, nê? En dis dan baie keer waar daai self-promotion kom. En dit, weet jy wat vir my so hartseer, veral as jy nou praat van die bediening en jy kry nou hierdie mense en julle is nou besig om hierdie ding te organise en almal werk saam en dan jy net een persoon met hierdie self-promoting spirit. Ek is geroep. Ek het hierdie ding. Ek het hierdie dan. Dan is dit soos, wag, waar nou? Wat jy nou? Want dit is soos, hallo, soek jy nog wie jy is? Verstaan jy dadelik, dan gee jy eintlik jouself weg. Want as jy weet wie jy is, hoef jy vir niemand te oortuig nie. Nee. Jy is dit net. Jy gaan nie rondloop en die hele tyd sê, ek's 'n vrou. Jy is net 'n vrou. Kyk vir my, ek het dit gedoen. Of kyk hoe oulik is ek. Jy hoef nie eers, en jy weet jy wat, jy wil dan nie eers meer die accolades hê nie. Want jy sê, ek wil nie die hemel my accolades sê, want dan begin jy te agterkom, waar's die real reward. Jy doen goed in secret nader. En dan begin jy die diepte te ontdek, nê. En dit is, ek wil gou vir ons weer net 'n skrif lees in Matteus 10 vers 5, waar het ek nie geskryf, 43 en 44. But this is not to be among you. Nou praat hy nou van goed wat hulle nou nie moet wees en doen in die kerk nie. Instead, whoever desires to be great among you must be your servant. And whoever wishes to be more important and first in rank before you must be a slave for all. En dit is daai ding van, Jesus het vir ons daai voorbeeld kom stel, nê, van die identiteit wat ons moet wees. En dis hoekom as ons nie daai gaan ontdek, dan gaan ons altyd soeke wees. En ons gaan altyd uit plek uit voel. En dan gaan ons begin om ons kyk. En wat ons fokus, waar moet ons fokus wees? Hulle sê, set your minds on heavenly things. En dan begin jy om jou rond te soek, en nou wil jy half inpas hier wat hier op hierdie aarde aangaan. Maar dis leeg. En dit gaan nooit jou regtig satisfy nie. Nee, dit kan jou nie satisfy nie. En tog Paulus sê in ek dink is Efesiërs, sê I count all these things as rubbish if I can only gain Christ. Besef jy wat se openbaring het hy gekry toe hy sê, man, alles wat jy het, of jy mooi, alles wat jy het, I count these things as rubbish. Besef jy wat se diepte verhouding moes hy gehad het, en ek glo vir my, ek dink Paulus se kop het baie geraas, ek moet vir jou sê, ek love hom, ek lees al sy stukkies altyd, want dan was hy nie dronk, en dan het hy gevoel, hy wil seker selfmoord pleeg, en dan staan hy op, en dan is hy op haai, dan skryf hy al hierdie briewe, so, hy weet wat is dit, en tog sê hy, I count it as rubbish, if I can only gain Christ. En dit is 'n baie moeilike ding om te bid ook, want die mense is bang om daai skrifgie te bid, om te sê, gaan die Here nou alles wegvat. I count it as rubbish. Want weet jy wat, dis weer eens wat ek nou gepraat het, want mense, omdat hulle nog nie daai secret ontdek het, van daai hartverhouding met God nie, en baie keer is hulle nog in religion, hulle het nog nie die hartverhouding, dan voel hulle moet veiligheid kry. En dan soek hulle dit in daai materialisme, weet, om in materialistiese goed, en in roem, en in daai tipe van goed, en dan is dit of hulle half nie kan wegkom van dit nie, want hulle is te bang to let go, want sê nou maar, want hulle het ook seer gekry. Baie, en mense kry seer, hoor, mense kry regtig seer, en ek glo in hierdie tyd wat ons lewe,
is daar meer mense in survival mode Daar sê. as iets anderste en jy gryp na die laaste grashalmpie wat vir jou so. finansies Daar inbring, sê. aansien inbring, tog net jou iewers op die map sit. En dit is ook waar daai hoogmoed inkom indien daar daai deurbraak kom. En weet jy wat, ek weet die vyand kan ook deurbrake vir jou gee. Ja, as jou hart nie reg is nie en jy's nie opreg nie en hy weet hy kan jou kry dat jy mammon aanbid, sal hy daai mammon vir jou gee en jy sal dit nooit Jy gaan nie vir dit ooit kan besef sien nie. nie. Jy gaan dit nie, jy kan nie. Jy sal Want nie dit is kan so en ek wil gou-gou af net vir ons 'n laaste skrifgie lees en dan gaan ons 'n koffiebreek vat en dan gaan ons nou verder praat. Maar in Jakob en nou praat nou juis van ons broeder nee, dis die een is James, ekskuus nie. Dis Jakobus. Dis by die ander een. Ek wil gaan ons nou Romeine 1 wil lees, maar Jakobus 4 vers 10 sê vir ons: Humble yourself, feeling very insignificant. En weet jy, die rede hoekom ons dit nie wil doen nie, want ons was op 'n stadium verneder. Ons was op 'n stadium insignificant. Ons of ek bedoel nou oor die algemeen. Jy dalk insignificant gevoel. Jy dalk gevoel ek was nie belangrik en jy sien dalk mense sien my oor so ek gaan hulle nou bewys. Maar hoor wat sê die Bybel? Humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord. And He will exalt you. He will lift you up and make your life significant. Ag, dis mooi. Hierdie skrif is vir my so profound, Dis nie? baie. En hy verduidelik so mooi ook van hoe jy partymal wanneer jy nederigheid begin wandel, dan begin die goed in plek te val. Want dan besit jy God op sy troon. Dis baie mooi. En as jy op daai troontjie sit, dan begin jy af te val. Dis jy sy ding van before the fall. Want dan begin alles weer uitmekaar uit te val. Ja. So ons gaan nou so vinnige koffiebreek vat. Ons het nou baie lekker gepraat. Ons is nou weer terug. Dan gaan ons 'n bietjie praat oor jaloesie. Ai. We are That's it. Welkom terug julle, ons kuier nou baie lekker en ons praat oor 'n paar elemente wat ons verseker uit die weg moet ruim as dit kom by verhoudings. En voor ons gaan praat oor jaloesie, wil ek net vir ons lees in Romeine 12 vers 16 wat vir ons sê: Live in harmony with one another. Do not be haughty or snobbish or high-minded or exclusive. En dit is nogal vir my so interessant dat hy dit so stel. Want jy kry die mense wat letterlik ander mense excommunicate, mense uitsny, dink hulle is beter as ander mense. Hy sê, but readily adjust yourself to people and things and give yourself to humble tasks. Never overestimate yourself or be wise in your own conceits. En weet julle wat? En dan die volgende element wat ons nou oor gaan praat is natuurlik jaloesie. Want o jene Amelia, is dit ook nie eintlik dit jaloesie en hoogmoed dink ek was maar saam die eerste sonde, nê? Dit was so saam, dit was boeties, nê? Verseker hoor, kan ek vir jou sê, ek wil wanneer ons by daai hoogmoed gekom het, wil ek gesê het voor ons afsluit, dat nederigheid, wanneer jy dit ervaar, beteken nie jy dink minder van jouself nie. Dit beteken nie jy dink minder aan jouself. So kan ons net bietjie minder aan onsself dink. En dit beteken nie dat ons minder van jouself moet dink nie. Yes. En ek wil ook sê, dit sluit maar by die hoogmoed en die jaloesie aan, want jaloesie is maar 'n emosionele emosie van ontevredenheid of afguns wat ontstaan wanneer jy iets wat iemand anders het, of dit nou verhouding, sukses, 'n geskenk, geleentheid, 'n talent is, en jy wens dit was joune. En daai net daai emosie van ontevredenheid lei tot bitterheid, vergelyking en selfs haat. Dit is jaloesie is 'n baie lelike ding, hoor. Ja. Baie. En weet jy, dis hoekom die Here dit vir ons natuurlik in die 10 gebooie gesit het. Ek weet as jy nou kyk na die 10 gebooie, dit is die ultimate, kan ek sê, die basiese 10 rules, nee, of life. Ja. En hier staan dit in Exodus, nee, 20 vers 17. You shall not covet your neighbor's house, your neighbor's wife,
always man service, or servant, always maid servant, always ox, always donkey, nothing. Jy gaan niks begeer nie. En weet jy, ek het eendag hierdie verhaal gehoor van ek dink dit was Arthur Burke wat vertel het dat mense na hom toe gekom het en gesê, luister, dit is die weerste ding wat hier in ons bediening gebeur, want ons sou op hierdie mission trip gegaan het, en dan het hierdie ou 'n hartaanval. Dan gebeur daar dit met hierdie ou. Dan word hierdie ou se vrou dodelik siek en toe dit na die 6ste geval is dat iemand in hierdie groepie siek word of doodgaan of 'n hartaanval kry of 'n stroke kry, toe sê hy nee, jene, hier's iets vreemds aan die gang. En hy begin toe te praat, maar hy vertel my meer oor die mission trip en wat en toe kom hulle agter, daar's 'n ander groep. Dit was tussen verskillende groepe wat sou gaan. Ek meen, dis 'n goddelike roeping. Dis iets moois. En toe kom dit uit dat die een groep eintlik wou gegaan het. En dat daai jaloesie, daai spirit of jealousy hierdie dood gebring het in hierdie mense se lewens. Dit is verskriklik hierdie goed en dan is dit in die kerke. En dit is wat my so seer maak ook. Want Jakobus 3:16 sê vir ons baie duidelik, waar jaloesie en selfsug is wanorde en allerlei verkeerde dinge. Alles dis verkeerde goeters daai. En dan begin daai witchcraft en jy spreek verkeerd in daai mond van jou. Dis vir my baie erg, want ek wil nie eers daar gaan met jaloesie in vandag se wêreld nie, want weet jy hoe baie, kan ek dit maar sê, weet jy hoe baie moorde word gepleeg as gevolg van jaloesie? Weet jy, ons lees in die media en ons hoor in die media en die man is jaloers op sy vrou en hy maak haar dood en hierdie een vermoor daai een en die daai een en dit is vir my verskriklik, want hierdie jaar het ek so baie gehoor van jaloesie wat tot moord gelei het. Ja. Dit is vir my baie erg hoor. So jaloesie is 'n baie gevaarlike ding om te kan hê. En dis ook hoekom Jakobus vir ons dit sê, want hy sê jy kurs jouself, maar jy kurs ook daai ander persoon, want Jakobus 4 van vers 2 tot 3 sê vir ons, you are jealous and covet what others have, and your desires go unfulfilled. So in die eerste plek, jy kry nie jou desires nie, want jy wil dit nou hier van ander mense. En dan sê hy, so you become murderers. Hier staan dit. To hate is as murder as far as your heart are concerned. Nee, en dan sê hy, you burn with envy and anger and are not able to obtain. Dan verduidelik hy so mooi, the gratification, the contentment and the happiness that you seek. En dan sê hy, and you fight and you war. You do not have because you do not ask. And if you ask with the wrong motives. So your intentions is that when you get what you desire, to spend it on sensual pleasures. En dit is alles oor, daar's geen dankbaarheid nie. Nee, daar is nie. Ek wil net meer hê. Ja, in Galasiërs 5:19-21 sê dit vir ons. Hy sê jaloesie word genoem as een van die werke van die vlees. Dit is iets wat ons van God se koninkryk afsny. En ons besef dit nie, dis ons eie skuld. Dat ons so voel. Dis ons eie skuld dat sulke goed met ons gebeur. Dat ons dalk sê ja, maar hoekom kry ons nie blessings nie? Hoekom kry ons nie daai deurbrake nie? Maar jaloesie is 'n werk van die vlees. En daai werk van die vlees sny jou van God se koninkryk af. En baie van ons besef dit nie, baie word dan kwaad vir die Here. En dan is dit nou sy skuld. Want jou jaloesie het gemaak dat jy bitter word, haat en dan begin jy vra. Is dit nie so dat wanneer dit sleg gaan, jy begin vra nie? Dit is so waar. Och, dis 'n moeilike een. Maar weet jy wat, is dit nie ook maar net soos 'n victim mentaliteit nie? Ag ja. Ek was daar, vra my. Verstaan jy? So vertel ons 'n bietjie van daai een. Nee, kyk, ek glo ons gaan almal deur 'n victim mentaliteit. En ek het so baie stories oor victim mentaliteit. Hoor jy so, ek was verseker daar al dat ek myself so jammer gekry het. Sê ek, Here, maar ek verstaan nie, hoekom is hulle so suksesvol en nie ek nie? En hoekom gebeur dit? Hoekom ry hulle dit en ek het nie eers 'n kar nie? Of hoekom bly hulle in so 'n huis en ek meen, Here, ek is in die bediening. Kan jy nie net bietjie agter na my kyk nie? Ek meen, really Lord? Jy weet, jy vra sulke vrae en want ek was nog so jonk in die Here en ek het nie regtig 'n mentor gehad nie, so ek was jaloers op ander goed. En een van die goed
mense jaloers kan raak is ander mense se salwing. Ja. Maar hulle besef nie die prys wat daai persoon betaal het nie. En ek kan vandag sê, julle dit vir my op 'n stadium al gevoel ekskuus of ek deur 'n pres gegaan het dat die Here hierdie olyfie gedruk het dat die laaste druppeltjie olie kan uitkom. It's a press in for the kingdom of God. Want die Here het my gevra daai tyd toe ek vir die Here sê, ja, ek wil ook net so anointing hê om vir jou te kan werk. En toe vra die Here vir my, is jy bereid om al jou jaloesie af te lê en my ek wil heil as ek dit sê, en my 'n kans te gee om jou karakter te vorm, jou integriteit te vorm, wat by die salwing sal pas, en my vertrou, dat ek dit vir jou kan doen, sodat jy nie andersin wil hê nie, want jy kyk hulle karakter mis, jy kyk hulle integriteit mis, want die salwing is daar, maar is dit nie op lyn met jou karakter integriteit nie, dan is dit eintlik maar net 'n salwing vir die show. En ek weet nie om dit vir jou duideliker te stel nie, maar dis een van die goed wat die Here my regtig vir my 8 jaar teruggehou het in bediening. En jy weet, dit is so amazing want ons vlees moet maar sterf. En dit was vir my 'n moeilike enetjie ook om te sterf, want jy weet, dit vat Jesus 'n paar ure om aan 'n kruis te sterf. Vat my 8 jaar en ek is nog steeds nie dood nie. Ek sukkel nog steeds om van die vlees ontslae te raak. Gaan nou dood vlees man, rarig. Jy wil nie hierdie goed hê nie. En ons moet daai vlees van ons jong, want om jou te vergelyk met ander mense is gevaarlik en jy moet bly wees met as ander mense sukses behaal, maar jaloesie hou jou so terug. Dit keer laat jy nie jou eie mooi sien nie. Want as ek nou na jou kyk nie, dan het ek altyd hierdie ongelooflike, dan as ek met oor Amelia praat, ek sê julle daai vrou, sy skerp in die gees. Want as ek nou na jou kyk, dan sien ek altyd hierdie vrou met hierdie awesome bediening, nie? En jy is so spot on en jy so, maar soos jy sê, dit het jou jare gevat om nou daar uit te kom, maar dit is wat die duiwel van jou wou gesteel het. Omdat jy so 'n amazing bediening het, nê? En nou wil hy die hele tyd ons half probeer potjie om te fokus op ander goed en ons mis dit partymal omdat ons sekere beginsels ook nie verstaan nie. En ek dink is ook maar 'n leerskool vir ons almal om deur te gaan, maar dis my so awesome om te hoor ook. Ewen jy, want mense opkyk na jou en dog, Amelia het nooit probleme gehad nie. Verstaan jy? En dan is dit dis nou presies daai wat jy sien. Jy sien die iceberg en dan begeer iemand wat jou bediening nou, nê? Dan sê hulle, ek wens ek was nou soos Amelia. Maar hulle sien nie wat onder daai iceberg aangegaan het nie. En die pyn en die suffering en die en jy gaan mos om 'n berg tot jy uiteindelik kom snap. As jy hom gesnap het. En jy weet ek's 30 jaar al in die bediening en ek het die harde pad gestap. 'n Harde pad van al hierdie goed in die vlees wat ek moes neerlê. Want jy besef nie, maar ek het ook 'n geestelike mamma gehad, 'n mentor gehad, wat jong, as sy iets by my kry, dan sê sy, kom repent 'n bietjie van daai hoogmoed, kom. Jy dink jy dink jy het 'n raif omdat jy 60 mense almekaar bedien het. Nou dink jy het 'n raif. Kom repent bietjie, gee die Here al die eer, en dan dink ek, ag whatever. Verstaan jy? Dan dink ek, whatever, die Here het my gebless daarmee. Dan sê sy, kom ek wag. En sy op my knieë gaan. Dan sit asof, dan gooi sy my met so 'n kombersie toe. En sê sy's net jy en Jesus nou, vertel vir hom hoe lekker was dit. Ja, en vertel vir hom hoe goed was hy en dat julle saam gewerk het. Omdat ek was baie jonk in die Here, ek was seker maar 3, 4, 5 maande. En dan sê sy, ag, jong, en deel tog bietjie met die hoogmoed, en as jy nou jaloers is op een, deel gou nog bietjie met dit. En ek het ek nie al nie. Sê sy vir my, nee, dit help nie, jy vra nie. Maar hoe awesome is dit om so iemand ook in mense lewe te hê? Ek is so dankbaar. Die Here het so mooi pad met my gestap vir dit, en ek moes deur die jare besef dat jaloesie jou eintlik weerhou van ongelooflike baie goed. Ongelooflike baie goed.
En wat weet jy ook soos ek nou sê, jy het 'n victim mentaliteit eintlik, maar dan is dit ook entitlement. O ja, en is daai entitlement van die Here, ek demand dit al, verstaan jy? Dis daai name it, frame it, claim it. Ek hou niks van daai ding nie. En dan is dit soos ek het die reg om vir die Here nou te sê. Ja, ek het die T-shirt. En was eintlik so hartseer want dis weer eens daai beginsel wat ons nou net klaar gelees het van al die dinge oor humility, nê? En die Here sê ook in Galasiërs 6:10, "You will not be mocked, whatever you sow, you will reap." And you will reap, hy sê ook in die ander, sê hy, "For whatever a man sows, that and that only is what he will reap." So as mens nou wil keer dat hierdie jaloesie moet wortel skiet in mense hart, nee. Hoe doen mense nou daai ding? As jy nou agterkom, jy nou ek sukkel nogal met jaloesie. Wat sal jy sê? Ek hoop daar's iemand by jou wat jou eerstens 'n klap gee. En vir jou gaan sê gaan sit jou knieë en bely. Yes. Ek dink wat vir my gewerk het nê, is dat ek besef het dat ek kan nie soos ander wees nie. En ek moet my eie identiteit nagaan. Yes. En dit help nie want weet jy wat, daar's 'n ding tussen jy bewonder iemand en jy raak jaloers. En om iemand te bewonder die heeltyd, gaan jy jaloers raak op daai persoon. Dit werk nou maar net so. Ja. Want jy gaan begin daaraan dink, maar hoekom bless die Here haar so baie? Yes. Ek meen, sy's in sonde en dan staan sy op 'n preekstoel en sy slaap rond, maar sy staan op 'n preekstoel, maar hoekom bless die Here haar nog? Verstaan jy? Yes. En dan begin jy die foute raak sien. Yes. En jy begin kinderstories glo maar tog wil jy hê wat sy het. Dis so vuil hart. En dit is so. Ek sit met mense wat presies wat ek nou vir jou sê vir my presies hoe hulle voel. En dis vir my baie hartseer en al wat hier reg is om vir die Here te sê, Here, of ek dit het en of ek dit nie het nie. Vat dit weg, want ek wil dit nie hê nie. En dis maar goed wat ek bid en partykeer weet ek het dit, partykeer weet ek het dit nie. Dan sê ek, Lord, knowingly and unknowingly, take it away. Because if you don't want it in my life, I don't want it in my life. Joh, dis so waar en weet jy wat, nê? Dis nou presies wat jy van die kinderstories, nê? Want dit is hoe die jaloesie uitkom, is hoe jy begin praat. Ja. Want jy sê, ek wil nou eers vir jou 'n bietjie vertel wat het met jy gehoor wat met daai een gebeur het, nê? Dan sit ook met tyd, kom ons bid vir hierdie een, want dis meer 'n geskinder en 'n afbreek, want jy wil intentioneel mense se beeld beïnvloed oor hoe hulle oor daai persoon dink. En dis wat vir my so lelik is van skinder. Daai persoon is nie eers daar om homself te beskerm nie. Nee. En dis ook daai ding van wat ons nou nog gesê het, jaloesie en haat is een. Ja, verseker. Daai twee gaan saam. En dis hoekom jy dan nie in gesonde verhoudings kan wandel nie. Want jy kan nie in 'n verhouding wees as daar nie liefde is nie. So en ek dink dis ook een van die dinge wat ons vir Here vra, Here, gee my weer 'n liefde. Maar dan eerstens lief vir jouself sodat jy vir ander mense kan liefde gee. Ja. En dan alleenlik. En weet jy, toe ek nou kom met die vroutjies, dan praat ek met hulle oor jaloesie en dan sê ek, weet julle wat breek jaloesie? Is wanneer jy intentioneel begin celebrate saam met wanneer dit goed gaan met iemand. En dis 'n keuse. Ja. Dis daai prentjie ek het een keer, ek dink jy het dit ook al gesien van, kan ons nie mekaar se krone regste. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld, nê, van jy dalk pyn. Jy dalk nie op 'n goeie plek nie. Jy dalk in jou winterseisoen en jy wil dalk swanger raak en jy kan nie en jou beste vriendin raak swanger. Jy wil dalk trou en jou beste vriendin gaan nou trou, weet, en al daai goetertjies wat ook maar baie. En dan gaan jy net sê, ek gaan kies om saam met hierdie een die joy te ervaar. En haar joy my joy te maak. En dan is daar of daar bytelmal 'n breek kom, nê? En dit is ook die ander ding saam met dit is weer eens soos ons gesê het, die dankbaarheid van om dan te sê, Here, ek het dit dalk nog nie. Ek het dalk nou nog nie daai blessing nie. Ek het dalk nog nie daai deurbraak nie. Ek is nog nie in daai sien jy het nou droom om 'n sangeres te word en ek kan nog net by die kerk sing en ek sing nou maar by die kerk. Dankie Here, kan by die kerk sing, nê? En dan in daai en dan begin hy te groei. Ja, want weet jy wat, daai dankbaarheid maak jou gawe oop. Ons moet aan onsself wanneer jy besef hoe dankbaar jy is,
veral nou dat jy gepraat het oor die stem, want om te kan sing is tog 'n gawe van die Here. O, absoluut. As ek sing dan hardloop almal uit die huis uit. Maar jou man sing mooi. Nee, hy sing baie mooi. Nou hy vertel weer vir mense as hy sing, sit ek die radio harder. En dit is nie so nie. So ek het al vir hom gesê, weet jy, ek is baie keer so jaloers omdat jy so mooi kan sing. En my dogtertjie sing ook net so mooi. Want sy het nou weer iemand anders gesien. Toe sê sy ek wil ook graag so sing. Toe sê ek nou weet jy wat, kom ons doen die volgende. Kom ons sê vir Jesus dankie dat sy so mooi kan sing. En dan hoef jy nie jaloers te wees nie. Want jy moet vir Jesus dankie sê, dan gaan jy sien wat Jesus vir jou gaan doen. En sy het haar so ewe self ingeskryf by die skool vir die kompetisiekie om te sing. Sy het my handtekening gevat en die vorm geteken en so ewe onder Amelia Botha geteken en onder 'n hakies Lianey Botha. En toe sê sy vir haar juffrou, my mamma is in die Kaap. So ek teken maar die vorm namens haar. En die vorm. En toe vra ek vir haar eendag, Lianeytjie, hoekom sal jy so iets doen? Toe sê sy, want ek het 'n gawe. Ag Jesus. En daai ek gaan so mooi sing soos sy. En toe besef ek as die gawe daar is, kom God en hy sit die salwing op die gawe, dan word dit 'n bonatuurlike gawe, omdat jy die jaloesie gelos het en geselebrate het saam met daai persoon. Dis mooi, nê? En maar dit is 'n moeilike een. Dit is nie maklik om te celebrate saam iemand wat 'n kar gekry het en jy het nie 'n kar nie. Jogg, dis swaar, nê? Dit is bitter moeilik, maar dis die goeie pyn wat jy moet embrace. Ja, maar verstaan jy dat daar jou vlees moet doodgaan? Of jy het 4 jaar laas met vakansie gegaan en mense vir wie jy gebid het vir 'n deurbraak finansiëel, hoor jy is in Mauritius. Dan wonder jy, dan sê jy, Here, ek gaan nie vir jou vir hulle bid nie. Ek is baie jammer. Ek soek daai blessing. En dit is verskriklik want dadelik kom maar jaloesie daarin. En dan besef mense ek's bly saam met hulle, laat hulle kan gaan rus. My blessing kom. En dit is baie jaloesie is 'n lelike een. O vrou, kan myself indink. Weet jy, ons gaan nou gou weer breek vat, maar voor ons 'n breek vat, wil ek dit ook sê, weet jy, dit is weer eens daai ding van om te kan sien as mens praat oor gesonde grense. Ek het my grondgebied. En dit is wat ek op moet fokus en wanneer mense op dit fokus, my grondgebied en my wat die Here in my, ek sê altyd in jou erfie steek die Here vir jou toeltjies weg, nê? En jy moet daar gaan skatte jag en kyk wat nou daar aangaan. Maar nou is ons so besig om in die buurman se tuin te krap, nê? Wat het hy gekry? Dat ons vergeet om ons eie tuin nat te gooi en ons eie tuin mooi te maak. En as ons net weer eens ons fokus reg kry en sê, Here, ek gaan hierdie besig wees. Dan gaan jy nie meer so rondkyk wat almal het nie, want jy gaan te besig wees met wat jy moet doen. So ons gaan nou gou-gou 'n breek weer vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor judgment, want ek dink dis die volgende ding wat kom, nê? Jy het moeilike goed vandag. Baie, maar jy's mos nou baie professioneel. Ons is nou weer terug, gaan kry vir jou 'n bietjie ietsie om te drink. Ons gaan nou weer verder gesels. Welkom terug julle en vir julle wat nou geluister het, ons het nou gepraat oor jaloesie en ons het nou gepraat oor hoogmoed. En die volgende onderwerp kom eintlik weer daar uit en ons gaan nou 'n bietjie praat oor judgment. Nou Amelia, ek dink dis 'n groot onderwerp en ek hoop regtig die Heilige Gees help bietjie vir mense want jy kry 'n false condemnation of 'n false guilt and shame en dan kry jy true guilt and shame. En vandag wil ons 'n bietjie vir julle verduidelik die verskil tussen die twee. Want die een is condemnation en die ander een is conviction. So die vyand kom natuurlik en hy wil ons condemn. Maar die Heilige Gees kom en hy convict ons. So wil jy ons 'n bietjie meer daaroor vertel? Dis eintlik so mooi dat die Heilige Gees teen die vyand se werke, want die vyand kom en hy laat jou onwaardig voel. En daai onwaardigheid skep dan 'n wortel van verwerping. En uit verwerping wil ek vir jou ook dan sê, begin innerlike konflik in jou lewe. En weet jy wat gebeur dan? Dan kom rebellie in, verslawing kom in, en dit is 'n baie
erg ding hierdie waar die vyand kom en hy vertel vir jou jy's onwaardig, jy's nie goed genoeg nie. Jy sal dit nooit maak nie. Ag wie jy kyk waar in die sonde was jy. Jy het veral vrouens wat onwaardig voel wat sê jy maar ek was 'n prostituut gewees en 'n man wat voel jy hy het so rondgeslaap of ek het soveel geld gesteel of ek kom uit 'n tronk uit. En weet jy wat doen die vyand? Die vyand wil iemand wat uit condemnation of onwaardigheid en verwerping uitkom, wil hy nie hê daai persone moet by die waarheid uitkom nie. Hulle wil nie, hy wil nie hê die mense moet by Jesus uitkom wat die waarheid en die weg en die lig is vir ons nie. So die vyand weet presies waar om ons te kry en in vandag se lewe kom die vyand en hy sê, weet jy wat, ek wil julle wen op 'n manier om julle te kan vertel hoe sleg is julle. En dat julle dit nooit sal maak nie. En baie mense, ek sit in die bediening met verwerping van kinderjare af, dat die vyand weet jy wat, daai kind het 'n roeping in my. Ons almal het roepings op ons lewe. Ons het rarig. Ons almal moet disippels maak. Dit is nie net, dis nie die uitverkorenes nie. Daar bestaan nie so iets nie. As jy tot bekering gekom het, dan is jy deel van daai roeping. Jy moet kan doen, jy moet kan operate. En dis vir my ook hartseer want jy gaan, dit is net die vyand, weet jy, ek wil dit so beklemtoon dat moenie toelaat dat die vyand julle terughou van julle identiteit nie. Want dit kom weer terug na die identiteit toe. En ja, dit is 'n wortel van wat lei van die een ding wat 'n plantjie het. Jy het so mooi gepraat van die tuintjie. Ons moet kyk om daai tuintjie mooi skoon te hou en die onkruid uit te hou en daai goed uit te hou dat die blommetjies kan opkom. Dat mense die reuk van Jesus aan jou kan ruik. En weet jy, dis nou so waar wat jy sê net. Een van die grootste roots. Ek meen nou praat ons nou van blommetjies en plantjies. Nou as mense praat van onkruid. Een van die grootste roots is daai guilt and shame, nê? Daai valse guilt en ek sê altyd jou, dis is jello that you try to pin on a wall. Dis al so wyk. Jy kan dit nie pinpoint nie, maar jy voel skuldig. Jy voel baie en dit is hoekom mense baie keer people pleasing word. Want dis daai skuld wat jou heeltyd keer om die regte ding te doen, want jy justify die hele tyd why the wrong things right. En jy hou aan people pleasing doen, want jy voel skuldig as jy dit nie doen nie. Dit is so. En dit kom nie van die Here af nie. Dit want jy is under obligation. En as iets onder obligation is, is dit nie vryheid nie. Nee, verseker is dit nie vryheid nie, want jy kry ook 'n sosiale condemnation wat jou heeltemal voel jy word uitgeskuif. Jy's nie goed genoeg nie. Jy het 'n sosiale kring, maar wanneer en jy is in die sosiale kring en is geestelik en jy bid saam, maar wanneer 'n partytjie gehou word jy nie uitgenooi nie. Dis daai sosiaal wat jy uitgeskuif voel. En dan wonder jy weer, dan kom jy terug by verwerping. En dan kom jy weer terug by die vraag. En partykeer sê ek, ag Here, dankie dat ons nie uitgenooi word nie. Want regtig, ek sien lus om 'n masker te dra die hele aand nie. Dit is dalk nie lekker mense nie. Dit is ook nie lekker mense nie. So kan ons net mens wees vir 'n slag, nê? En in die kerk ook wat jy voel dat jou bediening is nie op standaard nie. En ek het dit baie gevoel. Ek moet vir jou sê, ook toe ek tot wedergeboorte gekom het, ek nie regtig, ons het nie baie geld gehad nie, en so al wat ek maar geken het is denims en skoene, en die mense het my ongelooflik baie geoordeel oor my klere. Wat? Ja, baie. Ek het byvoorbeeld 'n predikant as hy my uitnooi en sê asseblief kan jy net 'n rok en sykouse en skoene aantrek. Dan sê ek vir hom, ag, kry vir iemand anders, ek dra denim en ek dra 'n hemp en ek kom soos ek is. Okay, sê hy, dan kom dan soos jy is. So, ek was baie geoordeel en veroordeel. En ek al daai oos wat jy kry oor my klere dra. En ek moet vir jou sê vandag nog, ek hou daarvan om in my jeans te gaan bedien en 'n mooi hempie, want ek is geroep vir die no-name brand mense. Net soos wat jy Klein, plat Afrikaans. Ek het geen begeerte om te gaan bedien waar ek
moet voorstaan en maak wie en jy's ek nou 'n nie dokter of jy's nou baie 'n belangrik. professor. Weet jy wat net, daai graad kan ek koop hom oor see maklik. So ek het vir jou die webwerf ook. Hulle reik hom vir jou uit na 'n mooi brief en 'n klomp geld. Dan raak jy 'n professor, maar die oordeel is maar nie 'n lekker ding nie. Want jy begin jou distansieer van die Here ook af. Daar's Omdat jy so veroordeel word. Daar's Want dan huil jy. Maar ek kan nie verstaan hoekom sê hulle dit van my nie. Verstaan jy? En dan gaan jy in daai tipe verwerping weer in. Het jy gehoor hoe veroordeel hulle my? Hulle sê ek ry nie reg nie. En mag ek iets vertel gaan? Ja, vertel vir ons. Kom ek vertel vir jou. Ek moet 'n slukkie water hier kry. Ek bedien by 'n gemeente en ek en die pastoor is eintlik baie goeie vriende vandag, hoor. Baie. Hy's nie meer in Suid-Afrika nie. Hy's in Perth, maar ek bedien by sy gemeente eendag en dit reën verskriklik baie. En ek klim toe, hulle wys toe vir my, ek het daai tyd nie die kar gery wat almal gedink het ek ry nie. Hulle het my baie geoordeel want ek het 'n Nissan gery. Okay. Ek persent gekry het. Voel baie chuffed met my kar. Die Here het hom vir my gegee. En gaan vinnig vertel en dan sê vir my nee, ek kan daar agter stop en ek stop toe nou daar in die reën, klim uit, nou het ek 'n swart langbroek aan. Okay. Jette wat ek nooit moes aangehad het nie. Maar intussen in die kar toe het die swart langbroek se soem uitgegaan. O God. So my kar was 'n kantoor. So ek het toe nou die staplers gevat en gou-gou die broek met staplers vasgemaak. So nou klim ons uit in die reën en loop daar, modder ek en die vroutjie wat saam met my gery het die aand, bedien, ek kom in die kerk en die ou ek kyk my net so, hy sê vir my, daar's die badkamer. Ek sê nee, dankie baie. Ek was my voete in daai wasbak want toe se ek nou vies omdat ek so ver moes loop. Sien jy wat daai pride and arrogance, né? En ja, want jy moes nou eintlik hier voor parkeer het, maar laat my wragties daar agter parkeer. Maar dit is toe maar iets wat ek later so oorgelag het. En ek gaan toe in, my broek sop nat en ek sit toe en hy vra vir my, nee, hy wag net vir Amelia. Ek sê nee, ek is hier so pastoor. Hy sê nou kom sit hier voor. Sit toe nou daar voor, my beurt om te bedien en die vroutjie is 'n baie vinnige een. Sy kyk my so, sy kyk my so, sy sê, wys sy met haar oë na my broek toe. Iets is fout. Iets is fout. Nou dink ek, okay, hy het nie 'n ritsluiter nie, so dit kan nie die ritsluiter wees nie, né? En 'n ander vrou vererg haar toe en sy staan op en sy loop. Maar sy veroordeel toe my dit wat ek nie kan sien nie. Ja. En ek kyk so af en ek sien, jette, jy kan elke stapler om daai broek se soem sien. Ag nee, vrou, hier staan ek. En sover ek loop, begin die mense lag. Maar ek lag saam. Hoorie, so daai pastoor het vir hom gelag, het op die grond gaan lê. En daar breek die gees van die Here uit in daai plek. Oor broek in 'n stapler. Ek het in my hele lewe nog nooit weer 'n swart broek aangehad om te gaan bedien nie. Ek het nooit. En daar was 'n veroordeling na my toe. Mense het my veroordeel oor my voorkoms. En dis wat ons mense doen in die gemeentes, né? En selfs buite ook wat ons daai oordeel doen en ons besef nie hoe maak ons mense seer nie. Waar gaan dit? Wat kyk die Here nou? Ja. Hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou hart. Hy kyk anders na jou. Hy doen want daai en weet jy wat, omdat ek met soveel verwerping in my lewe gesit het. En hy weet dit, né? Die vyand hy weet wat 'n knop is om te druk. Druk hy daai knoppie dan ek vir 2-3 dae ek gaan nou uit die bediening uit en dan los jy alles dit presies net dit. En dan besef 'n mens, weet jy wat, ek wil nie oordeel nie. Want ek weet hoe voel dit om geoordeel te word. Ek sit sommer in heilie los jy. Jesus. Ek wil nou sommer lees van hierdie accuser of the brethren. En dan praat hulle in Openbaring mos nou hiervan, net 12 vers 10. Hy sê, then I heard a strong voice loud in the heavens saying, now it comes, the salvation and the power and the kingdom of the Lord. En dit praat nou van Christ, the power of Christ Jesus. En dan gaan hy verder en hy sê, for the accuser of your brethren, he who keeps bringing before your God charges against them day and night has been cast out. Dan sit soos, yes. Nee. Ja. Maar is dit nie presies wat hy doen nie? Hy kom met haat, hy kom met veroordeling en kyk,
die duiwel en sy demone haat ons mense. Nee, verseker. Want hulle het nie grace nie, maar ons het. Ons het. So nou, omdat hy weet, soos jy nou nog gedoen het, van jou, hy weet jy het autoriteit. Hy weet, you are like, jy, hoe kan ek sê, wanneer jy die gees van die Here oor jou het, ek wil nie amper sê jy is soos God nie, maar ek bedoel, wanneer jy die gees van die Here oor jou het, dan jy die autoriteit van God, om vir hulle te sê wat ook hulle moet. En hulle wil nie hê jy moet dit weet nie. So, dis hoekom hy dit van ons wil steel. En dan kom hy met hierdie guilt en hierdie shame en hy wil jou so veroordeel, maar aan die ander kant, en dis ook waar Jesus nou weer eens gesê het, ek stuur vir julle die Heilige Gees. En dan in Johannes 16 vers 8 tot 11 wil ek vir ons lees. And when he come, nou praat hy van die Heilige Gees want gaan kom, hy sê, julle, ek gaan nou weg, maar ek stuur vir julle iemand. Dan sê hy, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness. En dit is nou upright in heart, in the right standing with God. And about judgment. En dan begin hy nou vir ons te verduidelik. Dan sê hy, about sin, because we do not believe in him. Nou, waarvan hy gepraat het, is hulle het hom natuurlik nie in hom geglo nie. Hulle het nog nie geglo, hy is 'n kind van die, of ek bedoel, hy is die Here se seun nie. En dan sê hy, en dan about righteousness, so die Heilige Gees oortuig jou natuurlik wie Jesus is. En dis hoekom jy as jy ateïsties is, dan hulle die Heilige Gees nodig. Ja. Okay, and about righteousness is om regte verhouding met die Here te staan, and about, because I'm going to the Father. En hy sê, and you will see me no longer. And then about judgment, because the ruler, the evil genius, prince of this world, Satan, is judged and condemned and sentence already is passed upon him. En dit is my so amazing. So die duiwel aan die een kant, hy's klaar gejudge. Ja. Hy's klaar veroordeel en nou wil hy daai guilt op ons sit. En is dit nie wat 'n narcissist moet doen nie? Nee, hulle hulle doen beskuldig dit, jou wat hulle van skuldig is. Ja. Nee? Ja. En hy gebruik die mense. Hy gebruik die mense. Dis wat so hartseer is, hoor. En die mense wat veronderstel is om, en weet jy wat, as ons nou praat oor judgment, ek onthou ek was op 'n stadium in die Bybelskool en ek het daar aangekom en ek het hierdie onskuldige idee gehad. Ek kom van die platteland af. Nou gaan ek tussen al hierdie kinders van die Here wees en almal gaan net lief wees vir mekaar. En almal gaan so oulik wees. En hemel, hier kom ek toe nou en ek's nou hier in Pretoria. En die persoon wat my die hardste was op my en my gejudge het, was die leier se vrou. Die leier was fantasties. Hy was awesome, maar sy vrou was absoluut afbreekend en afkrakend teenoor my. Nou kon dit nie verstaan nie, maar weer eens wat ons nou nog gepraat het, jaloesie. En hier's ek en ek moan en ek kla en ek sê, Here, hierdie vrou is so lelik met my en sy so trek hierdie mense voor en nou nog klaar in die kerk. Hoe het jy sulke goed? Jy's die leier. Nou maak ek klaar. Mense, sy's 'n 40-jarige vrou. Ek is 19. Hoe kan jy nou, weet jy, mos verstaan hoe volwasse persoon te wees? Ja. En die Here sê vir my, ek het daar jou lewe gestuur sodat jy moet leer. It's not about people. Jy kyk na my. Nou preek jy vir my ook hierso. Dit was so sin, maar daai jaar moes ek dit geleer het, want weet jy hoeveel mense sit in die kerk met offenses omdat hulle seer kry in die kerk, want die kerkleiers maak nou dit en dit, maar die Here sê jy moet na my kyk. Maar in elk geval, kom ons kom terug by judgment, nê? So 'n oordeling om mense te veroordeel. Jene, dit is verskriklik lelik. Nou, ek dink die eerste ding van as mens kom by veroordeling is omdat mense uit 'n verkeerde motief wil judge. Ja. Want weet jy wat, oordeel wat uit mense se monde uitkom sê, jy's verkeerd, jy's sleg. Ek is beter as jy. Ek kan dit beter doen as jy. Jy gaan dit nie maak nie. Weet jy wat? Hoekom los jy nie liewer die Bybelskool nie? Want ek dink nie jy's geroep vir Bybelskool nie. Ek het dit soveel keer gehoor. Ek is deur 3 Bybelskole net om almal te spyt. Wat vir my gesê het ek moet nie Bybelskool toe gaan nie, maar dit is so, hoor. Dit is regtig oordeel sê jy's verkeerd, jy's sleg, jy's nie goed genoeg nie. Dit is baie hartseer wat daai oordeel bring. Want ek wil weer Jakobus, ek lees baie vandag uit Jakobus. Jakobus het vir ons baie oulike skriffies hier. 2 vers 4 sê vir ons, are you not
discriminating among your own and becoming critical and judged with wrong motives. En weet jy wat, dit is nou juist daar wat ons nou weer gepraat het van die trots. Jy sien eers jou eie foute raak nie. Jy het ook foute, maar nou judge jy ander mense. En weet jy waar laat dit my nogal aan dink? Is daai hele verhaal van Maria Magdalena. Kyk, daai vrou nie, het sy judgment nodig gehad. Nee, sy het kruis nodig gehad. Sy het klaar geweet. Sy skuldig. Verseker. Sy het klaar geweet sy's verkeerd. En weet jy, ek dink nogal ironies vir daai manne wat daai klippe opgetel het, was van die wat net so skuldig was. 10 by haar gekuier het. Verstaan jy? En nou hier kom hulle en hulle wil nou klippe vir die arme vrou en al wat sy net nodig gehad het was liefde. En te sê, en dis wat Jesus kom wys het. En daai veral in The Passion, hoe daai beeld waar sy so bewe. Is hy so Jesus se voete vat. En dan is dit die opposite van judgment. En hoe mooi is daai prentjie nie. En baie mense het dit nodig, want die ander ding wat ons moet besef is woorde het baie krag. En dit wil ek ook vir ons lees in Jakobus 4 vers 11. My brethren, do not speak evil about or accuse one another. He who malign a brother or judge his brother is maligning and criticizing the law and judging the law. But if you judge the law, you are not a practicer of the law, but a censor and a judge of it yourself. En ek dink dit is nou weer eens hy ding van uit 'n hoogmoedige hart wat mens dan kom. En jy wil ander mense judge, maar soos ek sê, jy self skuldig van dit. So hoe wil jy nou praat? Maar jy doen dit self dan nou nog. Ja. Ag, ek het dit ook gedoen. So jy is 'n confess judger. Maar is dit hoekom ek jou vandag hier moes gehad het? Ja nee, kyk, ek vertel vir julle van alles wat ek al confess het in my lewe. Maar dit is so, dis hoekom ek daarvan hou om ook te bedien, want die goed is realiteit. Dit is nie far-fetched nie. Dis realiteit. Ek is net 'n vrou wat ongelooflik lief is vir die Here en ek wil nie hê die ander mense en luisteraars wat hier is moet dieselfde foute maak as ek nie. En ek wil hê julle moet leer uit my foute uit, want dan gaan jy vinniger deur jou lewensiklus. So ek dink baie keer, Here, hoekom moet ek al die foute maak? Sodat mense maar kan leer by my. Maar glo vir my, elke deel wat ek deur is, was die moeite werd om my karakter te sny en in integriteit in my lewe te bring wat by die salwing pas wat God aan my toevertrou het. Jog, en luister, jy is 'n gesalfde vrou, hoor. Nee, hoor, ek is elke keer as ek hoor Amelia kom met die Jesus, dan ek so opgewonde vir Amelia. Laat my skaam kry. Ag, Jesusie. Maar weet jy wat, maar dit is wat in Romeine 2 vers 1 sê dit vir ons, therefore you have no excuse or defense or justification. Oh man, whoever you are who judge and condemn others, for opposing as judge and passing sentence on other people, you condemn yourself because you are judging and habitually practice the same thing that you judge other people. So die ding is, ons wil ander mense judge en dit is baie keer uit 'n gees van judgmentalheid, nie? Waar jy kritiese gees is en jy wil die hele tyd afbreek en dis ook daai wat noem is spirit of strife, nê? Jy wil oneenigheid bring en jy wil die hele tyd sê, maar kyk wat daai ou dit gedoen en kyk hoe daai dit gedoen en baie keer is dit ook 'n defense mechanism. Want jy het seer gekry en dan stel mens hierdie mure op. So jy wil half sê, nee, kyk, ek wil nie met daai ou te doen nie want hy's dit en dit en dit. So jy het sulke hoë standaarde en of hy's nou nie so grand soos ek nie, so nee, hy kan nie, verstaan jy, daai hoogmoedige ding nou weer, nê? En dan is dit wat mense, en weet jy, soos jy sê, jy sluit jou eie roeping en jou eie destiny toe, wanneer jy so lewe. En dit is so, ek love Romeine 2 vers 1. Is dit? Ja, want dit is ook een van waar ek die lappie oor my kop gekry het. Was sy nou in die Afrikaanse Bybel vir my gesê het, jy wat oordeel, het geen verskoning nie, want deur te oordeel veroordeel jy jouself, so kniel maar.
Want jy weet, ek kom uit 'n baie competitive wêreld uit. Ek was in catering vir 13 jaar. So dis kompetisie die hele tyd. Dis kompetisie. Jy moet perform. En dan kyk jy die ou dan sy tafel en sê, ag maar my garnishing was mooi rosyne. As jy in kompetisies is. So ek kom uit 'n competitive, jaloerse oordeel, veroordeel agtergrond uit. En geen wonder die Here moes my uithou en uitsorteer nie. Nee, wat lappie tyd vir jou, hoor. En dit is nou waar ons uitkom van, okay, wie is ons judge? Die Here is, né? Ja. En dit staan daar in Hebreërs 10 vers 30 wat sê vengeance is mine and I will repay, says the Lord. And the Lord will judge and determine and solve and settle and cause and he will the cases of his people. En dis weer eens daai ding wat ons nie ons eie God moet speel nie. Ja. En sê Here, en weet jy, dis ook daai let go. En as 'n rukkie terug met een van my My Story workshops was die een tema letting go. Wat ons gepraat het oor om daai ding te kan gaan, want dit is ook daai beheer. Ek wil die leidsels opvat, want eers het ek seer gekry en die Here was nou nie daar vir my nie, so en dalk moet ek dit nou doen. En dis wanneer ons daai judgment optree. Ja. En dan net om te sê, Here, en soos jy sê, repent, die lappie oorgooi en sê, hierso. Hoe sy was so pragtig. Sy kom, laat u oordeel en laat u judge. Ja. Maar nou moet mens ook aan die ander kant praat, want daar is 'n righteous judge. Of as ek nou kan sê, jy kry veroordeel en dan kry jy beoordeel. Ek weet nie of mense dit nou so kan doen in Suid-Afrikaans nie. Afrikaans, ja. Maar dit is nou jy's condemnation en conviction, soos wat ons gesê het, nê? En dit is daar waar ons veral in dag se kultuur, nê, kry jy hierdie wil ek sê die Kersfees Vader evangelie wat dit sê jy kan doen wat jy wil en moet my nie judge nie, né? Ja. Dit is half soos 'n slang. Ja, wie's jy om my te judge? Dis mense in die kerk wat nie die vrug dra nie, want ons moet onthou Jesus het gesê, wanneer julle my disippels is en julle is in my, gaan ek julle ken deur julle vrugte. Nou dra hulle nie die vrug nie. Hulle lewe soos die wêreld, maar as jy hulle aanspreek, dan sê dit, nee, jy judge my nou. So vertel ons 'n bietjie oor daai. Wat sal jy sê oor dit? Jy gee vir my al die moeilike goedjies. Oor conviction en condemnation is regtig twee verskillende goed. Ja. En ons kry dit baie ook maar in die kerk wat die oordeel is. Maar met conviction kom die Heilige Gees en hy doen sy werk. Waar ons wil baie keer die Heilige Gees se werk oorvat. Yes. En ek het 'n mooi storie gelees van 'n jong man wat 'n baie suksesvolle besigheid gehad het. En dit het toe sleg gegaan en hy wil toe nou 'n bribe betaal aan hierdie maatskappy om hom te help. En toe hy in die kerk kom die dag, toe sê die predikant, hy sê, weet jy wat, God sien nie net wat jy doen nie, maar wie jy word. Och, want jy begin jou karakter verloor. Ja, en dit is wie jy word. Wie word jy? Dis nie wat jy doen nie. Ja, dis wie jy word. En op dit uit kom die Heilige Gees en hy het so mooi met hierdie jong man gepraat, want sy getuienis is so mooi en hy sê die volgende: die Heilige Gees het my kom oortuig dat ek sonder enige bedrog my besigheid suksesvol kan hanteer en te kan hardloop, want my oë moet op hom bly en nie op die mens bly nie. Kan die Heilige Gees so amazing wees, want die Heilige Gees bring daai conviction wat die uitnodiging het om te kan verander. Hy wil hê ons moet verander. Hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê, waar die judgment kom en sê, ag weet jy wat, nee, jy is nie goed genoeg vir dit nie. En die Heilige Gees kom in sy gentleness. En hy sê, weet jy wat, eintlik wil ek vir jou kom mooi vertel, jy het nie dit nodig nie. Jy het net nodig om nie te verander ook nie. Jou vrugte dra, wat jy al die jare dra.
moenie nou opgee nie. En ek wil vir die luisteraars sê, moenie opgee nie. As jy 'n keuse moet maak vir 'n besigheid of om een besigheid te verkoop, asseblief moenie opgee nie. Moenie ter wille van bedrog opgee vandag nie. Want weet jy wat, dit is nie die moeite werd nie. Want jy word iemand heeltemal anderste wanneer jy aangaan met hierdie bedrog. En ek wil ook vir jou sê, jy gaan so harder werk om dan dit weer terug te kry, want jy gaan jou vertroue in God verloor. En dis 'n harde enetjie daai. En ek het dit ook geleer want nee, 'n conviction van die Heilige Gees sê hy net, hoorie, ek nooi jou uit, verander, kom in die regte diepte verhouding met God. Dit is vir my mooi, maar ek het nie eers jou vraag nou beantwoord nie. Maar ek wil nou by dit uitkom, want dit is eintlik, wat ek wil sê, is want nou is jy in verhouding met die Here, nie? Nou is dit nie meer ek moet nie, ek wil nou. En ek wil nou skrif lees wat presies sê wat jy nou sê. In Korintiërs 2 vers 10. Yet to us God has unveiled and revealed them by and through the Holy Spirit. For the Holy Spirit search diligently, exploring and I examine everything, even sound the profound and the bottomless things of God. En dit is nou the hidden things, nie? Ja. Hy kom en hy reveal it. En dit is so mooi wat jy vir my gesê het van en weet jy wat, in Openbaring praat dit ook. As die Here ons eendag gaan, ons is voor sy judgment sien, dan sê hulle, he's gonna judge everything you think, wat jy gedoen het, wat jy gedink het, en wat in jou hart was, jou motives. Dis wat hy judge. Nee, dit is amazing. Verstaan jy so? En die ding is, ons as mense kan nie altyd die hart sien nie, maar dit kom uit met jou aksies. En dis nou die volgende aspek wat ek wil aanpraat, is om verantwoording te doen teenoor mekaar, nê? Want as jy in die kerk is, kan ek sê in die Christene. As ek praat ek van die body of Christ, nê? Ja. Dan is ons verantwoordelik teenoor mekaar. En dis vir my so hartseer partymal om te sien hoe die kerk bietjie verbrokkel en daai community nie altyd daar is nie. En jy gaan kerk toe en jy's 'n nommer en jy loop partymal en daar's nie van iemand wat saam met jou die pad loop. Want sê ek sukkel nou met om te drink of ek sukkel nou met wat ook al in jou lewe. Daar's dalk 'n affair en dan word dit half gejustify want dit is half, okay, almal doen dit, verstaan jy, maar daar's nie iemand wat saam met jou die pad kan loop en vir jou nou wys wat waar en dit is hoekom dit so belangrik is, daar het ons mekaar nodig. Want in 1 Korintiërs 6 vers 2 sê dit, do you not know that the saints, the believers, will one day judge and govern the world? And if the world itself is to be judged and ruled by you, are you unworthy and incompetent to try such petty things? Bedoel in die wêreldse goed, ons goed wat ons moet hanteer nou, dis small small judgments. Do you not know also that the Christians are to judge the very angels and pronounce opinion between right and wrong on them? How much more then as to matters pertaining to this world and of this life only? So dit is ook wat hulle praat van, ons moet die, maar dis nie 'n veroordelende, jy's nou reg, jy's nou verkeerd. Dit is waar jy met liefde sê, speaking the truth in love, Boeta, as jy nou gaan aanhou, nie grense het nie, gaan jy seer kry. As jy gaan aanhou, uitbars en jou vrou verskree, gaan julle nie 'n gelukkige huwelik hê nie. So. En dis waar jy kan, maar dis uit mercy uit. Dis nie uit 'n judgmental criticism nie. Jy kom en jy vermaan mekaar. Ek dink in Kolossense, as hulle wil gaan lees, dink is Kolossense 3 vers 16 wat ook so praat van vermaan mekaar, praat met mekaar. Hebreërs 3 vers 13 staan dit. But instead warn, admonish, urge and encourage one another every day, as long as it's called today. So dis waar hy ook sê van, en dan sê hy, and that none of you may be hardened, settled into rebellion, by the deceitfulness of sin. En dis hoekom ons moet mekaar waarsku, want as jy, dis altyd 'n mooi voorbeeld,
as wat hulle sê van nou is daar 'n brandende gebou. Nou sê los die ou man, los hom. Moet hom nie judge nie, laat hy nou brand. Verstaan jy? Jy kan nie dit doen nie. Nee, jy kan nie dit doen. Jy moet inhardloop en sê, "Hey, jou huis brand, kom ek red jou." En dit is nie judgment nie. Nee. Dit is oor om die Bybel te vat en jy te speel wat jou oplig en sê, "Kyk, dis wat die woord van die Here vir ons sê die waarheid is en ons wil die waarheid wandel." So jy gaan nie vrykom wanneer jy die heeltyd intentionele sonde justify in jou lewe byvoorbeeld nie. Dit is so, dis baie mooi. Dit laat my in 'n verhaaltjie dink, dat iemand dis nou heeltemal wat ek nou net hier in my gees voel. Dis soos iemand wat in die tronk is. Hy is skuldig, maar hy's vrygekoop. En en hy is geoordeel deur die wette. Maar binne word hy deur die Heilige Gees dan gelei om te kan tot berou kom. Van hulle in die tronke kom tot berou. Ja. En dis ook maar die Heilige Gees se conviction. Jy skuldig maar vrygekoop, want daar is verantwoordelikhede wat jy moet dra, want daar's accountability en die consequences. En ons moet besef daar's consequences vir elke besluit wat ons maak. Of ons jaloers is, en of ons bitterheid het, en of ons afguns het, en oor alles wat ons gepraat het vanoggend, moet ons kan besef, daar moet accountability en 'n responsibility wees van dit wat jy verkeerd doen. Daai verhaal van Dawid is vir my mooi. Jy weet met Batseba, is mos haar naam? Ja, yes. Sal ek nou net die regte naam. Batseba wat gebad het op die dak. Laat ek nou net so die regte naam hier kry. En dit was vir my so mooi en God stuur die profeet. En kom vertel vir hom, nee, kyk, dit is wat jy nou eintlik verkeerd gedoen het. En wat vir my mooi is, daar die Heilige Gees het gekom ook in Dawid. En hy het so berou gehad, nê. En hy word 'n man na God se hart. Ag, Jesus. Kyk hoe gentle is die Heilige Gees, en ek wil die lesers, die luisteraars ook aanmoedig en bemoedig vandag. Maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Gaan kniel. Kom by die Here uit. Laat die conviction van die Heilige Gees vandag vir jou sê jy is okay. Jy gaan dit maak. Jy more than 'n conqueror. En ons het dit nodig om te hoor op programme soos joune wat vir ons bietjie hoop kan gee dat there is a tomorrow. Daar is 'n môre wat ons kan na uitsien. En veral as jy die valse guilt and shame het, nê? Ja. En nou voor ons nou amper eindig, wil ek net hierdie laaste ding noem, en dit is van ons kan nie mense veroordeel buite die kerk nie. En die was vir my so openbaring die dag toe die Here dit vir my wys. En dit staan in 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13. What business of mine is it? And what right do I have to judge outsiders? Is it not those inside the church upon whom we are to pass disciplinary judgment? God alone sits in judgment on those who are outside. Drive out that wicked ones from among you. Expel them from the church. En dan sê ek soos, wat het ek reg gelees? Nee. En dit is daarvan, want hulle weet nie beter nie, Amelia. Hulle het nie die Heilige Gees om vir hulle te sê wat reg en verkeerd is nie. En nou wil ons hier by, kyk hoe syp daai klomp. Ja. Kyk hoe party daai klomp. En dan is dit, Here, hulle het grace nodig. Ja. Hulle het, want hulle weet nie van beter nie. Ja. En dit is hoekom ek altyd voel grace is so onregverdig. Ja. Rarig. Dit is vir my baie onregverdig wanneer jy tot wedergeboorte gekom het. Is daai grace vir my so onregverdig partykeer, nê? Ek weet ek sê 'n ding wat ander sal skok nou, maar dit is so. Party mense ry op die grace en gaan maar aan met hulle lewe en sê daar is grace vir my. Daar is grace vir jou tot op 'n punt. Ek glo tot op 'n punt is daar grace vir jou. Maar iemand buite die kerk wat in sonde is, ag, ek glo maar die Here het ongelooflik baie grace vir daai mense. Maar jy sien, nou kom dit weer terug om te sê, maar weet jy, na wie kyk ek op? Wie is vir my 'n voorbeeld? Is my chomma vir my regtig 'n voorbeeld?
gaan hy kerk toe en alles maar hy syp saam met my. Ja, Verstaan jy hoe kan die vrug nou weer uit? Daar kom die vrug. Die vrug uit. Maar hoor jy het sommer my oë nou oopgemaak hierso van buite die kerk. Is 'n revelation hierdie wat ek moet gaan deurwerk, hoor. Dis beautiful, hoor. En weet jy wat, dit is ook daar waar mens nou ook nou moet dink en ag jene, daar is so baie wat mens eintlik nog kan praat oor judgment, nie? Maar op die lank en die kort is, as jy voel, as jy veroordeeld voel, moet jy altyd weet, dis nie van die Here af nie. Dis van die duiwel af. Maar as 'n boetie na jou toe kom of 'n sussie kom na jou toe en hulle kom in liefde en hulle wil jou probeer reghelp, is dit eintlik we are helping each other. En ons moet teachable genoeg wees, nê, om dit te vat. En dis hoekom ek so daai verhaal van nou wat jy nou vertel het van die tannie met die lappie. Wat is wat sy vir jou was, nê? Sy was, nê? Sy het vir jou kom sê, sy was eerlik genoeg om te sê, Amelia, jy trots, nê? En was dit nou judgmental? Nee, was so in liefde. Verstaan jy? Dit was in speaking the truth, but in love. Kyk, jy wip jou. Ja. Jy moet nie verstaan, ek het my gewip vir haar, hoor. Ja. Want die ding is, mense dink as jy iets sê en jy maak iemand seer, dan sit verkeerd. Nee, want die waarheid partymal maak ook seer, maar dis natuurlik hoe mense dit sê. Julle, ons het nou so baie gepraat, maar ek en Amelia moet julle nou groet. Ons gaan nou net gou-gou 'n laaste breek vat en dan gaan ons nou weer terug wees. Julle, ons het nou vanoggend so lekker gekuier, ek en Amelia, en ek hoop julle het dit saam met ons geniet. So elkeen van ons wil graag eendag, ons wil almal in goeie verhoudings wandel, maar ons moet elkeen eendag verantwoording moet doen voor die Here. So kies om elke liewe dag intentioneel in die waarheid te wandel. En met dit moet ons ook leer om 'n leefstyl te kweek van repentance. Waar ons die hele tyd sê, Here, toets my hart, Heilige Gees, kom verduidelik vir my. En dan baie maklik kan sê, I'm sorry. En dan kan mens blom in gesonde verhoudings, wanneer mens die goddelike waarheid vasmaak in mens se lewe. So volgende week gaan ons begin praat oor 'n nuwe onderwerp. Nou gaan ons praat oor ons vrou wees en ons gesondheid, en ek gaan praat oor rus, ek gaan praat oor burn-out, ek gaan praat oor ons menopause, en ek gaan vir Dr. Stefan Skooman hê, so jy wil dit nie mis nie. Jy moet inskakel, en gaan 'n bietjie praat. Hy gaan veral met ons praat oor burn-out en oor menopause. Maar voor ons nou afsluit, wil ek net vra, Amelia, kan jy vir ons net 'n gebed doen? En net bietjie almal bless wat saam met ons gekuier het. Ek doen met liefde. Ag, daar waar jy is, dalk in die kombuis of waar jy ook al is, staan net gou vir 'n oombliekie stil. En raak net rustig, en ek wil vir ons hierdie gebed doen. Here, ons kom na U toe net soos wat ons is vandag, met geen vooropgestelde idees nie. En ons vra vir U, Here, skep in my 'n rein hart, o God, en hernie 'n regte gees binne my. Ek vra, Here, dat U elke vesting van trots, elke wortel van jaloesie en elke altaar van oordeel breek wat in my lewe mag wees. Ek kies vandag die pad van Christus. Ek kies vandag om my gedagtes gevange te neem en te onderwerp aan die gehoorsaamheid van Jesus Christus. Ek kies die pad van liefde, van sagmoedigheid, van waarheid met genade. En Here, baie dankie, soos ek nou hier voor U repent het, kom ek en ek sê dankie. Ek ontvang U vergifnis. Ek ontvang U genesing en ek kies om U beeld te leef, nie om ander te oorheers of te kritiseer nie, maar om soos Jesus vir iemand te wees. 'n Lig is nie 'n las nie, is nie 'n brug nie, is nie 'n muur nie. 'n Lig is Jesus. En ek wil vir U sê dankie, Here, dat ons vry kan wees van vanoggend alles wat ons gepla het, trots, jaloesie en oordeel, dat ons nou gekies het om die pad te stap. Ek loof en ek prys U, want ons dien 'n God van liefde. En ek vra dit om Jesus naam. Amen. Amen. Ag, Amelia, dit was my so lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie. En as mense jou wil in die hande kry, waar kan hulle bietjie gaan lees en gaan kyk vir jou bediening? Ek het 'n Facebook bladsy. Ek praat van social media, maar ek het
Die bediening se naam is Reveal Ministries. Okay. Ek het ook 'n programmetjie op drink koffie saam met Amelia. Nou koffie ons hoor. En dis ook Woensdae van 9 af. So julle gaan myne maar kyk na die tyd want dit is ook live. So, ek sal nie jaloers wees op joune nie. Wat 'n radiostasie is jy? Ek is glad nie op een radiostasie nie. nie. O, is dit live? Dis live, ja, sommer live, maar jy kan dit agterna gaan kyk. Ja. So dit is Reveal Ministries. Okay, ek het eers dit geweet nie. Daar leer ek iets van jou. Nee. Ja. So en daar is ook 'n e-posadres as jy met my kontak wil maak en daar is al my besonderhede is dan op die Facebookblad. Ag, dankie. Maar dankie Amelia, ons gaan definitief weer een of ander tyd kuier. En al die maskwaad maak oor die pret wat hulle groot maak. Maar ag, ek hoop regtig iets het vir jou deurgebreek vandag en dat daar vir jou lig aangegaan het want op die ou ende julle ons almal, we haven't arrived. Ons almal moet aan onsself werk. Ons almal moet nederig genoeg wees en sê Here, help my want op die ou ende is ons representations van Jesus en ons moet mense om ons die lig en die waarheid wys. Mag jy 'n wonderlike oggend verder en blessings daar vir julle. Lekker koffie drink. Bye.